Dis Good Morning Angels tyd op Jacaranda 94.2 en vanoggend praat ons met die mamma van 16 maande oue Joshua. Joshua het van geboorte af aan erge epilepsie gely, wat beteken dat sy ontwikkeling baie agter is op dit wat hy nou al moes bereik het as 'n 16 maande oue kind. En hy kan nog glad nie loop nie. Daar is hulp vir hom beskikbaar, maar dit is baie duur. Dit is terapie en toerusting wat hy nodig het en wat sy ouers nodig het. En albei sy ouers het onlangs hulle werk verloor. Op die lyn het ons nou vir mamma Landi Mostert. Landi, goeiemôre. Môre. Wat vertel ons gou van Joshua? Ons hoor hy sukkel erg met die epilepsie. Man, ja, dit is reg. Hy is eintlik nou onder beheer met al sy medikasies. Hy het verskriklik baie onder sedasie medikasies basies wat hy moet drink. Hy is nou vir die eerste 10 maande wat hy nou eintlik fitvry is, wat hy nie meer fit kry nie, maar dit is maar as gevolg van die medikasie en die suiker. Die dokters het gediagnoseer dat dit suiker is wat dit veroorsaak. So ons gaan nou maar suiker van hom af weg en ons doen maar die beste wat ons kan om hom gesond te hou. Maar nou het julle die terapie nodig want hy is nou agter op sy ontwikkeling. Ja, hy is baie agter. Kyk, hy lê maar nog net op sy ruggie en hy begin nou so bietjie sy vingertjies in sy mond druk en daai tipe van goeters, maar verder, ek meen enige 16-jarige babatjie moet nou al kan loop, eintlik al hardloop, never mind. So ja, hy is nog so 'n pasgebore baba, hy is so 'n 3 maande babatjie. Nou ons het vir jou vanoggend Andre Forshey hier, so hy's van Roundtable. Ek neem aan jy het seker al van hulle gehoor. En Andre wil bietjie mee gesels vanoggend. Andre. Wat ons graag wil doen is ons wil vir jou en vir klein Joshua stuur vir terapie. Want hierdie spesiale terapie wat hy so nodig het, is eintlik ook opleiding vir jou oor 'n klomp sessies wat jy gaan die kundigheid en tegniek aanleer om hierdie terapie by die huis verder toe te pas met opvolgbesoeke terug na die terapeut toe. Sjoe, Andre, dit is fantasties, baie dankie. Ek weet nie wat om te sê nie. It's overwhelming. En ons kan nie wag om hom te sien hardloop en sit en al nooit goedjies doen. Ek dink enige ouer se hart is om sy kind weet 100% funksioneel te sien en te kan sien dat sy kind kan rondhardloop en kan praat en al die normale bewegings kan doen as wat enige kind doen. En met die konvulsies wat hy gekry het, met elke konvulsie is daar 'n mate van breinskade. So sy brein is baie onaktief in sekere aspekte. En met hierdie terapie kan ons nou weer nuwe netwerke create in sy brein wat hom kan enable om verdere groei te toon en ook evidensieel soos 'n normale kind rond te kan hardloop en kan funksioneer en na 'n normale skool toe kan gaan. So dit beteken die wêreld. As jy na hom kyk, is hy in sy brein is hy 'n babatjie van 3 maande. So hy kan nog net op sy ruggie lê en hy kan nog net sy handjies beweeg en so en hy kan nog nie homself omgooi of enigiets in daai lyn nie. So dit waarna toe ons kyk met die net ewen as hy kan self sit en sy nek kan regop hou, gaan dit al klaar 'n blessing van die Here af wees. Dit is iets wat mense so lank na uitsien en opsien ook, want dit voel asof jou kind net nooit iewers gaan kom nie. Dit voel asof hy nooit kan loop of kan. En al die vrae wat mense moet antwoord van mense is verskriklik vir my. So dit gaan absoluut fantasties wees om te weet hy gaan een van die dae kan rondhardloop. Ja. En dan wil ek net weer eens ek wil net baie dankie sê vir Roundtable wat ongelooflik is met hierdie hele proses wat ons help en ons pad saam met ons stap hiermee. Ek sal net graag vir my ma ook baie dankie sê, want sy het al 'n jaar terug vir Good Morning Angels die brief geskryf en ons het nie gedink daar gaan ooit iets kom daarvan nie. Daar's mense daar buite met soveel meer probleme. En ja, dit is net absoluut fantasties. Dankie dat ons kies uit dit alles uit. Dit is definitief die Here se hand.